Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug. Ons kyk bietjie na die hoofkoerant stories vandag saam met die pragtige Sharonike Nel van Groot FM 90.5. Baie welkom, Sharon. Môre julle. Sit jy gemaklik? Ek kan nie vir jou sê hoe gemaklik sit ek nie. Hierdie geel bank is topklas, hoor. Nou ja, toe, kom ons spring weg met 'n ongemaklike kredietsituasie wat meeste Suid-Afrikaners beleef en dit is die feit dat hulle leef met kredietkaartskuld. Ek dink op hierdie stadium is dit eintlik nou nogal bietjie vrees aan jou hand as mens dink dit het die norm geword. Ek dink die oorgrootste meerderheid van Suid-Afrikaners het skuld. Nou, kom ons wees eerlik, daar's goeie skuld, daar's slegte skuld. My mond hang altyd oop as iemand vir my sê hy het geen skuld nie, want dan is ek net soos, waar steek jy jou kreerande weg? Maar ek dink dis die ongesonde gebruik van skuld wat ons op hierdie stadium kniehalter. Alles word duurder, ons weet hierdie, en ongelukkig het baie Suid-Afrikaners werklik nie 'n keuse om met hierdie proses te leef nie. So 'n verskriklike interessante verslag wat hierdie kredietbureau TransUnion vrygestel is. Kredietkaartrekeninge wat met 7% opgegaan het, maar die hoeveelheid kredietkaartskuld het met 9% opgegaan. So al hoe meer mense het hulle kredietkaarte spesifiek nodig om deur 'n maand te kom en dan ook wat hulle noem in Engels revolving credit is dink ek nogal die nuwe woord wat baie Suid-Afrikaners aan vashou, waar dit 'n geval is dat jy gebruik wat jy nodig het. So hulle gee vir jou 'n baie hoë limiet en mense met beter selfbeheersing as ek gebruik net wat hulle nodig het en nie dan die hele limiet wat tot hulle beskikbaar is nie. Interessante statistiek wat ek glad nie verwag het nie wat uit hierdie verslag gekom het, is die feit dat daar 'n gemiddelde krediethoeveelheid van oor die R42,000 is wat mense op hulle klererekenings het, wat beskikbaar is. So dis nie noodwendig hulle skuld nie, maar dis die limiet wat baie klererekenings aan van hulle mense gee. Maar nou moet ons ook in gedagte hou, veral in Suid-Afrika het ons nogal baie van hierdie tipe kredietmaatskappye waar jy jou klererekeningkaart op meer as een plek kan gebruik. Daar's sekere kaarte wat jy kan inkopies koop mee en ek dink dit het 'n maklike manier geword vir Suid-Afrikaners om half 'n one size fits all kaart te kry, alhoewel die rentekoerse op hierdie tipe kaarte meerendeels ook baie hoër is. Ook vir my baie interessant is dat, en dit maak sin, jonger mense word spesifiek dan nou meer geteiken. Netwerk 24 gebruik die woord teiken. Voel dit vir my so 'n bietjie hard om kredietkaarte te kry. Want kom ons wees nou eerlik, as jy nou 18 of 19 jaar oud is, jy soek 'n manier om te begin krediet opbou, sou jy iets soos 'n voertuig of later in jou lewe 'n huis wil koop. En 2, jy voel maar soos 'n groot mens, as jou naam op 'n ou plastiekkaartjie staan, hoor. Maar Sharonike, dit is eintlik skokkend want ek onthou hoe baie het die bank my al gebel, ook as jong mens, wat hulle sê, hoorie, wil jy nie jou krediet verhoog nie? Wil jy nie meer skuld maak nie? En dan sê ek vir hulle, nee, dankie. Ek probeer juis om nie skuld te maak nie. Dan sê hulle, maar jy kan nou jou kredietrekening, jou skuldvlak, nou sê nou maar R45,000 toe verhoog. Maar eintlik verlaag jy dan jou waardigheid, want jy maak meer skuld. Dis eintlik erg dat die banke 'n mens bel en jou teiken en jou motiveer. Ek wens ons kon in die land 'n kultuur skep waar hulle juis probeer om minder skuld te maak. Ek dink altyd so as die bank my bel, ergens waar ek byvoorbeeld 'n kredietkaart het en vir my vra, hoorie, wil jy 'n lening hê of wil jy dan jou krediet? Dan dink ek, praat jy nie met die kollega langs jou wat vir jou sê dat ek sukkel om by te bly met my huidige betalings ook nie. Wat wel soos wat hulle nou die jong mense teiken vir al die Gen Z's, die millennials en die baby boomers is besig om wel stuk hulle skuld te verlaag. So alhoewel die algemene gemiddeld opgaan, is daar 'n ouer generasie wat werklik hard probeer as dit in hulle vermoëns is om meer af te betaal op hulle skuld. Sure, skokkend. Dan Kat en Klaas gaan nou nog vir 'n rukkie in die nuus bly. Ja, ek kan maar vir hom 'n kampstoel opslaan daar in die hof hoor, want ek weet julle het gister op daaroor gesels, die nuus wat gebreek het vroeg gisteroggend oor die 12 senior polisiebeamptes in Tshwane wat gearresteer is in terme van daai Medicaid 24 tender proses. Hulle R360 miljoen. En dit om gesondheidstoetse vir die polisie te doen, so ek sê, ek weet julle het gister hier ook gepraat, maar hulle het toe nou in die hof verskyn. Daar is borgtog toegestaan tussen 40 en 80.000 rand. So die hoogste borgtog was vir James Murray, die besigheidsman wat saam met die 12 gearresteer is.
Matlala se borgtog is vir sy vorige saak is dit nie eers toegestaan nie. So ons het geweet daar gaan nie borgtog toegestaan word nie, want hy verskyn letterlik vir 'n soortgelyke maar aparte saak volgende maand in die hof. Maar onder hierdie 12 as die naam Rachel wat ek net van behoorlik vir jou uitspreek, Macheng bekend klink, is dit omdat sy reeds voor die Matlanga kommissie verskyn het. Sy is die vrou wat beweer sy was in 'n romantiese verhouding met Matlala en dat die geld en geskenke wat aan haar oorgedra is na aanleiding van hulle verhouding was en nie as omkoopgeld nie. Want een van die goed wat uitgekom het in die Matlanga kommissie wat dan nou ingetrek word in hierdie spesifieke saak is dat daar R300 000 in 'n slaghuisrekening oorbetaal is deur Matlala aan haar, maar juis omdat hy vir haar gesê het, gee vir my bankrekeningnommer wat nie joune is nie. Maar sy hou vol, dit was glad nie omkoopgeld gewees nie, dit was omdat hulle in 'n romantiese verhouding stukkie biltong vir Hulle wou 'n liefde. date night gehou. Ek weet, ek bietjie want al- vleis koop. Toe julle toe nou praat oor die groente, toe dink ek nou, weet jy hoeveel aardappels kan ek ruil met daai R300 000 wat in die slaghuisrekening was. Ja. So die saak is nou uitgestel tot in Mei, maar julle hierdie is eintlik belaglik. Hulle het gevra vir tussen 5 en 2000 en 5000 borgtog. Sit daai gou vir my net in perspektief met 360 miljoen rand se tender. Wat ek wel baie dankbaar is vir, daar is praktiese en tasbare gevolge wat uit die Matlanga kommissie spesifiek uitkom. En hierdie is net een van die voorbeelde, want hierdie spesifieke tender is een wat baie vinnig al aan die lig gekom het. Want volgens die aanklagte het hierdie 12 nie net voor die tyd vir Matlala gehelp met die tender aansoek nie, maar ook op die komitee gesit toe die tender voorgelê is. Toe die tender aan Matlala toegeken is, was hy reeds besig om ondersoek te word vir sy rol in die Tembisa Hospitaal skandaal. So dit is nog steeds aan hom toegeken, al was hy toe reeds is al ondersoek aan hom ingestel. So my mond Skokkend. hang oop. So ek is dankbaar vir die Matlanga kommissie, want dit wat ons al uitgekry het in die laaste paar maande is regtig vir my iets wat bewys, alhoewel ons al hoe meer vertroue verloor vir alles 12 senior regsbeamptes nou in die hof sit, daar is nog goeie prosesse daar buite. Ja, en daar word ten minste ondersoek ingestel en dit word in die lig ingebring, mag dit verder gaan. Dan lyk dit vir my ons gaan weer van die huis af begin werk, maar hierdie keer as gevolg van brandstofpryse. Hierdie is vir my ook iets wat ek het nogal verwag dat dit miskien gesprekke gaan word, want ons almal sit in afwagting te hoor die amptelike aankondiging word dan nou heel moontlik môre gemaak oor wat presies die brandstofstygings gaan wees. Ons almal verwag om ter min of meer R5 vir petrol Per liter. om dit vir jou in perspektief te stel. News24 het dit vir jou uitgewerk. As jy 1000 kilos per maand ry op so 80 liter, dan beteken dit dat jy meer as R400 'n maand extra moet uithaal. So die gesprek is nou, gaan dit besighede dwing om weer die gesprek oop te maak oor werk van die huis af. Dat daar weer 'n hibriede stelsel met plekke in ag geneem word. So in Suid-Afrika is dit iets wat nou gefluister word. Dit is nog nie iets wat by meeste plekke amptelik bespreek is of op 'n agenda geplaas is nie. Maar plekke soos Bangladesh, Pakistan, Vietnam is tog al baie streng reëls ingestel om die besparing net bietjie beter te maak. Ja. Want hoe minder mense fisies werk toe gaan, hoe minder druk is daar. Net om dit vir jou ook in perspektief te stel, in die Filippyne byvoorbeeld, moet hulle ten minste 1 dag per week van die huis af werk. Thailand, dieselfde, maar hulle vra ook mense moet asseblief eerder T-hemde dra as pakke, Van ons hulle ligter. want dan is hulle Ligter op Ek is brandstof. vasvertuig, daai is ook 'n aspek wat in ag geneem is. Maar wat beteken dat hulle nie so baie ligversorging gebruik nie? Wat beteken hulle kragverbruik is minder? Wat beteken minder brandstof? Want Thailand is heel warm en heel bedompig. So gaan jy nou maar eerder met jou T-shirt werk toe as jy nou moet kantoor toe gaan, want dan hoef jy nie die ligversorger so hoog op te sit nie. Julle gaan sien hoe ons in ons onderklere begin werk toe kom. Luister hierso, wil jy gaan van jou onderklere op hierdie stadium van die huis af werk? Sri Lanka 4 dae werksweke. Hulle het selfs hulle skole, universiteite, die hele openbare sektor is basies gesluit op sekere dae, want
hulle probeer mense so ver as moontlik daar weghou. So dit gaan interessant wees om te sien op die einde van die dag dit gaan 'n praktiese gesprek moet wees in meeste maatskappye môre. Hallo vlieg. Hy kry duidelik nie te warm nie. Ja, hy kan ook maar by die huis bly. Want ons gaan moet dink aan nie net in jou persoonlike kapasiteit nie, jou baas en jou bestuur gaan moet dink, hoe gaan ek hierdie makliker maak vir my personeel? Ja. True. Nou ja, toe, ons tyd is ongelukkig op. Ons sal maar môre gesels oor die baie Suid-Afrikaanse woorde wat opgevat is in die Oxford Woordeboek. Maar baie dankie vir jou tyd, Sharonika. Altyd 'n plesier. Bly ingeskakel net hierna antwoord 'n kenner jou vrae oor beleggings. Aluma Capital, altyd aan die groei.